Ons gaan vanmôre saam lees uit Matteus 17. Ons lees ons dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om by mekaar te kon wees in U naam, in die naam van Jesus, ons Here en Koning. Dankie Here dat ons saam met die engele en saam met almal wat voor ons alreeds voor U troon is, U kan aanbid as die almagtige Here, as die Vader wat hom ontvang, as die Here vir wie niks onmoontlik is. Here, ons bid dat U dit stil sal maak in ons harte vanmôre, dat U ons ontvanklik sal maak vir U woord. Heilige Gees, dat U ons aandag sal vestig op dit wat U vir elke een van ons wil sê, en dat die woord in ons hart sal bly, en sal groot vrug dra. Here, dankie vir U reën daar buite. Dankie vir U sorg. Ons bid vir Welly hulle daar ver, ons bid vir al van kinders en klein seentjie wat hier baie operasies en allerlei ongemaklikheid moet gaan. Here, ons vra dat U vir hulle sal seën en sukses, en my kindjie se bene sal regkom, dat U hom sal aanraak met U goddelike krag, met U genesing. Seën vir hulle as van U, en bring haar Welly veilig terug, en vir my gedoen ons bid in Jesus se naam. Amen. Ons lees dan in Matteus 17, by vers 14. Toe hulle weer by die mense kom, het 'n man voor hom kom kniel en gesê: Here, ontferm U tog oor my seun, want hy is geestelik versteurd en hy ly verskriklik. Hy val dikwels in die vuur en dikwels in die water. Ek het hom al na die disippels toe gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Ongelowige en ontaarde geslag, het Jesus gesê. Hoe lank moet ek nog saam met julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom nie vir my. Jesus het die bose gees skerp aangespreek en die bose gees het van die seun af weggegaan. Van daardie oomblik af het die seun gesond geword. Die disippels het toe alleen na Jesus toe gekom en gevra: waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle. Dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar aan die ander kant, en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Ons praat vanmôre oor berge en saad. Nou, berge is seker die heel grootste struktuur in ons wêreld. Vreesaanjaend, vol gevaar. Die hoogste berg op aarde, soos die meeste seker weet, is Mount Everest. 8.848 meter hoog. Baie mense het al hulle lewens verloor op daardie berg. En daar is gevare, allerlei gevare van, soos wat sê hulle, altitude sickness, in Afrikaans hoogtekoorts, stormwinde, ondervriespunt temperature, 'n tekort aan suurstof, groot gletsers, hoë kranse ensovoorts. Is daar miskien iemand vanoggend wat al daar was? Ek was laasweek terug by Bybelstudie, by Cassie Karstens. En daar's toe so waar 'n paar jong manne wat op pad is Everest toe. Afrikaanse jong manne, hulle gaan nou Everest uitklim. Maar nie om net om het uit te klim nie, hulle wil gaan bid op die hoogste punt op die aarde, hulle het 'n geestelike doen. Maar berge bly vir ons een van die mees onbegaanbaarste plekke op aarde. En berge is eintlik niks anders as miljoene en miljoene tonne rotsformasies wat hoog kilometers
en die lig instrek. En in vergelyking met so berg is ons as mens net 'n stofkie. Amper niks nie. En dan besef jy hoe klein is en hoe groot ons Skepper God is. Maar in hierdie verhaal kom Jesus en hy praat van 'n berg en 'n mosterdsaadjie. 'n Mosterdsaadjie is wie een van die kleinste struktuurtjies in ons wêreld, wat ons met ons oog kan sien. Hy is so klein, hy is omtrent 1 millimeter. In deursnee. En hy word baie maklik deur die wind weggewaai, en tog dra hierdie klein saadjie die genetiese kode van 'n boom wat groot kan word. 'n Mosterdboom. Duisende kere groter as wat die saadjie is. En nou kom Jesus en maak hy die verstommende uitspraak en sê hy, geloof so klein, soos hierdie mosterdsaadjie, kan 'n berg skuif. Of om dit 'n bietjie meer prakties te stel, so 'n klein bietjie geloof het die krag om 'n probleem so groot soos 'n berg in die pad te skuif. Dit is 'n ingrypende uitspraak wat Jesus maak. Dit is amper om te sê dat geloof in God is soos kernenergie. As jy 'n klein atoompie split, dan word daar ondenkbare krag en energie vrygestel. 'n Klein bietjie geloof in God sit sy almagtige krag in werking. En dit, God se krag het die vermoë om die grootste probleem uit die pad te skuif. So om dit alles mooi te verstaan, kom ons gaan kyk bietjie, wat presies het nou in hierdie verhaal gebeur. As jy net na die vorige paragraaf kyk, Jesus en sy disippels kom van die berg van verheerliking. Maar dit was net Paulus, Johannes en Jakobus. Maar daar op die berg het hulle ontdek, Jesus is baie meer as net 'n talentvolle rabbi en 'n begaafde leermeester. Hulle kom daar agter, maar Jesus is eintlik God, want terwyl hy daar staan, verander sy gelaat. En die heerlikheid begin uit hom te skyn helderder as die son. 'n Wolk sak oor hulle en dit klink soos donderweer, maar dit is die Vader wat praat en sê, dit is my geliefde seun. Luister maar. En die manne val neer en hulle is in aanbidding. En in hierdie gesindheid kom hulle van die berg afgestap. Maar toe hulle daar onder kom, toe is daar 'n geroesemoes, toe is daar chaos. En die ander disippels wat daar onder was, is omring deur 'n skare mense en 'n paniekerige ouer wat voor Jesus se voete kom neerval en sê, Here, ontferm U oor my, want my seun ly verskriklik. Hy is geestelik versteurd. Help my, want die disippels kon my nie help nie. En daar tussen die mense lê hierdie versteurde mansiek kind op die grond. Maar dan sê Jesus iets wat 'n mens so 'n bietjie onderkant van. Jesus sê, ongelowige en ontaarde geslag, hoe lank moet ek nog saam met julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom nie vir my. Nou dis min dat mens Jesus so sien, gefrustreerd, verwytend, opskuddend, hoe lank nog? Mens verwag nie die reaksie van Jesus nie. En jy wonder nou met wie praat hy? Aanvanklik dink mense, hy praat seker met die duiwels, die demone. As jy mooi kyk, sien jy nie, wag 'n bietjie, hy praat met die mense. Die disippels ingesluit. En as ons 'n bietjie verder in die Bybel gaan kyk, in die Nuwe Testament, waar het ons Jesus so omgekrap gesien? Of wat is dit? Watter dinge is dit wat Jesus so ontstel? En ek kan aan 3 dinge dink, byvoorbeeld. Dinge wat vir Jesus omgekrap het en hom ontstel het. Die eerste is huichelarry. Jesus het hom sterk uitgespreek teenoor die skrifgeleerdes en die fariseërs vir hulle valsheid.
In Matteus 23:15 het Jesus byvoorbeeld vir hulle gesê, julle trek rond oor see en land om een bekering te maak. En as hy dit word, maak julle hom 2 maal so ryk vir die hel as wat julle self is. Jesus het nie gespeel nie. En hy het hom sterk uitgespreek teen valsheid en heiligheid, hierdie valse godsdienst, vorm godsdienst. Maar dan sien ons ook dat Jesus spreek hom uit teen mense wat 'n harde hart het, wat aanhou weerstand bied teen God, teen die stem van die Heilige Gees. Ons lees byvoorbeeld in Matteus 11, vers 20, toe Jesus die dorpe waarna hy die meeste van sy wonderdade gedoen het, toe het hy hulle begin verwyd, omdat hulle nie bekeer het nie. En hy het gesê, ellende wag vir julle, Korasin, Betsaida, as in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. So dit het vir Jesus ook omgekrap. Maar dan die laaste ding, wat Jesus ontstel en omkrap, is klein geloof. Byvoorbeeld, ons lees 'n bietjie verder af in die verhaal van Markus 16. Later het, vers 14, later het Jesus aan die 11-tal self verskyn, terwyl hulle aan tafel was, het hy hulle verwyd oor hulle ongeloof en hulle hardheid van hart. Omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hier was deel van 'n mannengroep en ons het deur Markus gelees. En dit is opvallend hoeveel keer die probleem van ongeloof daar opgeduik het. En dat Jesus dan sy disippels verwyd oor hulle ongeloof. As ons kyk wat die Here vir ons aanbied. Jesus kom maak ons deel van God se koninkryk. Hy lê sy lewe vir ons af. Hy verdra helse smarte in ons plek. Hy koop ons met sy eie bloed. Hy maak ons deel van die huisgesin van God. Jesus se Vader word ook ons Vader. Hy maak ons sy geliefdes, sy bruid vir ewig. Hy sorg vir ons, hy is altyd naby, hy is altyd teenwoordig. Hy is ons leidsman, hy is ons skuilplek, hy is ons helper. Hy gee aan ons 'n Bybel vol beloftes. En hy wil hê dat ons daardie beloftes ons eie maak. Dat ons dit toe aanhou. Hy verbind hom om na ons te kyk. Hy kan nie lieg nie. Hy bly altyd getrou. Maar nou verwag hy dat ons sal ontvang wat hy aan ons gee. Dat ons hom sal aanneem vir dit wat hy vir ons wil wees en wil doen. Want hom frustreer is as ons in eie krag bly voortsukkel, as ons hom miskyk, as ons hom ignoreer, as ons sy beloftes vergeet. Dit frustreer. Soms soos 'n ouer na 'n kind toe kom, die kind te help, maar die kind weet die ouer sukkel. Die kind sê ek wil op my eie hand sukkel, ek sal self regkom. Dit is frustrerend vir die ouer. Die Here die Almagtige, sy arms is vir ons oop, sy bronne is tot ons beskikking, maar die sonde maak dat die mens baie keer na binne gekeer is. Dat hy sy liefde miskyk, dat hy sy krag miskyk. En dit frustreer hom as ons sy beloftes nie ignoreer. Want die Here bedoel besigheid as hy met ons praat. Hy is doodernstig. Geloof is juis om te ontvang wat hy vir ons gee en wat hy vir ons is. Jesus is gefrustreerd want die disippels besef nie watter krag, watter rykdom hy aan hulle toe vertrou nie. Hulle besef nie
wat 'n magtige koninkryk hy hulle van deel gemaak het nie. Hy verduidelik dit aan hulle met hierdie beeld, dan sê hy, geloof so klein soos 'n mosterdsaad kan 'n probleem so groot soos 'n berg skei, want God almagtig se krag sit daar agter. Die krag waarmee God in ons lewens werk is baie, baie groot. Dit is asof die disippels en ons vir Jesus sê, Here, wag nou, ons los hierdie wonderwerke maar vir U. Dit is U afdeling. Moet ons nie daarbey betrek nie. Maar Jesus sê, julle kan ook berge skuif, as julle maar net in my glo. Vir hom wat glo, is niks onmoontlik nie. En dan op 'n stadium stap Jesus saam met sy disippels deur die veld en dan illustreer hy vir hulle die krag van geloof in God. Hy vervloek die onvrugbare vyeboom en die volgende dag as hulle daar verbystap, dan is die disippels verbaas want die vyeboom is tot in sy wortels verdroog. Maar dan sê Jesus vir hulle, julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle, en dan sê wat ons nou net gelees het, elke wat vir die berg sê, lig jy op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur vir hom, sal dit gebeur. So nou is die vraag, goed, wat beteken dit nou prakties ons? Moet ons met ons probleme praat? Ja. Ons moet God se woord daaroor proklameer. Jesus het met 'n boom gepraat en die boom het verdroog. Jesus het met 'n storm gepraat en die storm het bedaar. Jesus het met siek liggame van mense gepraat en hulle het gesond geword. Jy sê, maar wag 'n bietjie, dit is Jesus. Dit is nie ek nie. Maar tog sê Jesus vir elkeen van sy disippels, dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jy op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Waarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. So beteken dit nou dat ek enige probleem in my lewe net kan aanspreek in die naam van die Here en dat dit dan sal weggaan. En ongelukkig beteken dit nie dit nie. Hier word ook van gebed gepraat. Dit beteken ek moet die saak eers in gebed na die Here toe neem. Ek moet die voorbeeld van Jesus volg. Jesus het nie na willekeur goed vir mense gesê. Jesus het net gesê wat sy Vader vir hom sê en wat sy Vader vir hom gewys het. Net dit het hy gedoen. En ek en jy moet dieselfde doen. Ek moet bid oor my probleme. Ek moet dit eers met die Here bespreek. Ek moet sy woord lees. Kyk wat sy woord vir my sê. En dit wat ek uiteindelik voel, wat die Here vir my antwoord, nadat ek oor die saak gebid het. Daardie antwoord, moet ek oor daardie probleem, oor daardie berg, proklameer, totdat die Here die berg skuif, met sy krag. Jy sê dalk vanoggend, maar wag 'n bietjie, ek het nie hierdie soort geloof nie. My geloof is ook maar baie klein. Hoe kan ek my geloof meer maak? Die Bybel sê, geloof kom deur die woord van God. Romeine 10 vers 17 sê vir ons, geloof kom deurdat ons die woord van God hoor of lees. Daai woord het die vermoë om geloof in ons te bou. So dit beteken, as ek en jy op die regte manier met die Bybel omgaan, dan sal ons geloof in God toeneem. Wanneer ons die Bybel lees, moet ons dit veral op twee maniere lees. Die eerste manier is om ons kennis
van die evangelie en van God te vermeerder. Maar die tweede manier is, dat die Here in ons hart met ons praat. So ek kan 'n hoofstuk of 2 vinnig lees, om die verhaal en die strekking te kry van wat daar gesê word. Maar dan moet ek kinderlik na die Here toe gaan en sê, Here, maar praat met my. En dan terwyl ek lees, baie keer sal die Here ietsie onderstreep. En dan moet ek daai teks neem en ek moet dit oordink. Ek moet dit as ware memoriseer saam met my neem. En baie keer terwyl ek daaroor dink, terwyl ek dit bepeins, dan voel ek in my hart, hierdie is die Here se antwoord op die saak waar ek gebid het. En dan moet ek daai woord neem en dit gaan proklameer oor die probleem waar ek gebid het. En ek moet die Here vertrou om te werk. Dit is hoe ek beleef dat dit werk. Ek wil afsluit met 'n verhaal wat die krag van geloof en die krag van gebed demonstreer. Miskien ken party van julle die verhaal, maar dit is 'n aangrypende verhaal, so ek gaan dit weer vertel. Dis gaan oor die warmwatersak en oppie. Daar was 'n mediese dokter. Haar naam was Helen Rose weer. Sy was 'n sendeling dokter in Zaire, wat vandag die Demokratiese Republiek van Kongo is. En sy het daar gewerk in 'n baie klein stadjie. En sy vertel die volgende verhaal. Sy sê, een nag het ek gesoog om 'n vrou in 'n kraam by te staan. Maar ten spyte van al ons gesoog en al ons pogings, het die vrou gesterf. En sy het 'n huilende dogtertjie van 2 jaar agtergelaat, as ook 'n piepklein vroeggebore babatjie. Dit sou 'n stryd wees om die babatjie aan die lewe te hou, want daar was nie broeikasgeriewe nie, daar was ook nie elektrisiteit nie. En hoewel hulle op die ewenaar geleë was die nagte daai tyd van die jaar tog koel tot koud. Een van die vroedvrou studente het die boks gaan haal waarin hulle sulke klein babatjies hou, so 'n bietjie water om die babatjie in toe te wikkel. En die ander een het die vuur gaan stook vir die warm water om die warmwatersak weer vol te maak. Maar oomblikke later het sy teruggekom met die ontstellende nuus dat die warmwatersak gebars het toe sy besig was om dit vol te maak. Want daar in daai klimaat het die rubbergigel bros geword. En ongelukkig was dit die laaste warmwatersak wat hulle gehad het. Nou ja, wat ek gesê, sê die dokter. Dan sit jy die baba so na die vuur as wat veilig is en jy gaan lê en jy slaap tussen die baba en die deur sodat alle moontlike trekke van wind afgekeer kan word. Sorg net dat die baba warm bly. Nou vertel die dokter verder, die volgende dag het ek soos wat my gewoonte was, oormiddag het 'n gebedsgroepie gelei saam met die kinderhuis se kinders. En ek het altyd 'n verskeidenheid van sake genoem waaroor die kinders kon bid. En daai dag vertel ek vir hulle van hierdie klein babatjie. Ek het verduidelik hoe ons sukkel om die babatjie warm genoeg te hou en hoe ons laaste warmwatersak gebars het en hierdie klein babatjie baie maklik kan doodgaan as hy koue vat. Ek het ook vertel van die babatjie se 2-jarige sussie wat huil omdat haar mamma dood is. Toe dit tyd word om te bid, al die kinders gebid, en daar was 'n dogtertjie met die naam Ruth, 'n 10-jarige Afrika meisietjie, en sonder omhaal van woorde het sy gebid. Asseblief, Here, stuur vandag vir ons 'n warmwatersak. Môre sal niks help, Here, want dan is die babatjie al dood. So stuur dit asseblief vanmiddag nog. Ek het nog innerlik gesnak oor die kinderlike vertroue, toevoeg sy by. En terwyl jy nou hiermee besig is, wil jy nie asseblief 'n poppie stuur vir die baba se sussie nie, sodat sy kan weet dat jy haar regtig liefhet. Soos dit dikwels met kinders gebeur in die geval is, het ek my in 'n moeilike posisie geplaas. Kon ek nou met 'n skoon gewete amen sê op hierdie gebed? Ek
Ek het eenvoudig nie geglo dat God dit sou doen. Natuurlik het ek geglo dat God alles kan doen, die Bybel sê ook so. Maar daar is daarom grense. Of hoe? Die enigste manier hoe God op Ruth se gebed sou kon antwoord sou wees, deur vir my 'n pakkie uit my geboorteland te laat kom. Ek was op daardie tydstip al 4 jaar in Afrika. En ek het nog nooit ooit 'n pakkie uit my land van herkoms gekry nie. Buitendien, as enige iemand 'n pakkie sou stuur, wie sal 'n warmwatersak bysit? Want ons bly immers op die Ewenaar. Halfpad deur die middag, terwyl ek besig was met opleiding vir die verpleegstudente, het daar 'n boodskap gekom dat 'n motor voor my deur stil gehou het. Maar teen die tyd dat ek daar uitkom, was die motor reeds weg. Op die stoep het egter 'n enorme pakkie gestaan. Ek het die trane in my oë vol opskiet. Ek kon dit nie oor my hart kry om die pakkie alleen oop te maak nie. Ek het die kinders laat kom van die kinderhuis en almal het rondom die pakkiestelling ingeneem. Saam het ons die tou losgemaak en die papier versigtig losgewikkel. Die afwagting was aanvoelbaar. 30 plus paar oogies was op die kartondoos vasgenaal. Heel bo was daar tuisgedryde truie en helder klere. Die oogies het geglinster terwyl ek dit uitdeel. Toe was daar 'n laag verbande vir die laatses. Kinders het begin verveeld lyk. Volgende was daar syntjies en sultanas. So ons gaan lekker die naweek rolletjies bak. Ek het weer my hand ingesteek en gedink, maar kan dit regtig wees? Ek het die voorwerp vasgevat en dit uitgelig. Ja, 'n splinter nuwe warmwatersak. Ek kon die trane nie keer nie. Ek het nie vir God gevra om dit te stuur nie. Ek het regtig nie geglo hy kon. Ruth het vorentoe gestorm en uitgeroep, as die Here die warmwatersak gestuur het, het hy mos die poppie ook gestuur. Sy het tot heel onder in die boks rondgegrawe en 'n poppie met die mooiste kleurtjies omhoog gehou. Ruth se gesig het gestraal. Sy het nooit getwyfel nie. Daardie pakkie wat deur my voormalige sonnaarskoolklas gestuur is, my geboorteland, het 5 maande geneem om vandag hier in die Kongo te arriveer. Die nuwe sonnaarskooljuffrou het haar klasie vertel dat hulle 'n pakkie gaan stuur na die Sendling dokter en hulle moet gaan bid en dan die goed bring wat die Here op hulle hart lê om die pakkie te sit. Die juffrou het self God se stem gehoorsaam deur 'n warmwatersak in te sit. Al sou die pakkie na die Ewenaar gestuur word. Een van die meisies in die klas het net voordat die pakkie toegemaak is, nog 'n poppie saamgebring, want die Here het vir haar gesê, sy moet haar poppie saam stuur Afrika toe, vir 'n dogtertjie daar, wat dit nodig het. Wat 'n aangrypende verhaal. Hoe groot is God? 5 maande om op daai tydstip daai pakkie af te lewer. Jesus het gesê, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Oor watter saak bid jy gereeld? Watter saak druk swaar op jou hart? Bid nou weer daaroor. Maar vra die Here hierdie keer om jou te help om anders te bid. Bid met kinderlike geloof. Want die Here kyk na jou hart. Ek gee vir jou oomblik, praat met die Here. Ek weet nie wat die dinge is wat jy oor bid nie. Praat met hom. Bid met kinderlike geloof, hou vas in sy beloftes. Gee vir jou oomblik van stil bid.
Wonderlike Here, dankie dat ons in volle opregtheid en kinderlikheid na U toe kan kom, omdat U hoorder is van ons gebede. Here, U het gehoor wat elkeen nou gesê het. Dankie dat U dit ter harte neem en dat ons U daarvoor kan vertrou. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan ook nagmaal bedien vanoggend. So ek wil vra dat diegene wat dit uitdoen nie, wat baie dankie Here. Ek sal so dingetjies op die gitaar speel en dan wil ons dit so maak uit. En ons so sit, ons gaan na die kruis toe. Daar waar die Here sy lewe vir ons afgelê het. Ons sing eers net hierdie lied om ons te help om voor die kruis te kom staan vanoggend, sodat dit weer ons hart kan raak. Ons sit net so en dan sing ons dit. Was die dierbare kruis, waar my heiland gewys, die liefde wat hy verlei. Daar is alles voldaan, en die vyand verslaan, daar word ek van sonde gered. By die kruis sal ek bly,
die brood wat ons breek, sê vir ons het deel aan Jesus. En aan dit wat hy gedoen het aan daardie kruis. En dit verseker ons dat daar vir ons volkome vergifnis is vir al ons sondes. Neem, eet, dink daarom en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is 'n teken van sy bloed wat vir ons gestort is. Die teken van die nuwe verbond waarin ons deel het deur geloof in Jesus. Dit is 'n teken dat ons skuld vergewe is. Kom ons neem dit, drink en glo dat sy bloed gestort is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Here Jesus, die brood en die wyn, die kruis en die bloed is die teken van die liefde vir ons. Dankie daarvoor. Ons gryp dit aan in ons hart. En ons loof U vir U onmeetlike genade. In Jesus se naam. Amen. Kom staan, sing ons laaste lied. Lord, I lift your name high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My victory from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high, on high. Die van hier is genade. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, die inwonende teenwoordigheid en gemeenskap van die Heilige Gees met ons elke een sal bly. Amen. Baie dankie Karel, dan geloof ek ons almal wat baie mee sukkel. En dit is baie dood ons die boodskap gehoor. Dankie.